Goeiemôre. Ons gaan lees vanoggend uit Psalm 31. Preektema is jou opstel. En dan wil ek net sê dat daar nou vir die volgende 2 weke, die 29ste en ek dink die 5de, gaan daar nie preke wees nie. Wanneer ek nie preek nie by my kerk nie, dan sit ek ook nie 'n preek op YouTube nie. Dit is maar so eenvoudig soos dit is. Ek is net volgende week nie hier nie. En die week daarna tree die Tehillah sanggroep by ons op. En dan preek ek ook nie. En dit is maar die rede hoekom dit so is. Maar ek is bly jy is hier vanoggend en kom ons bid saam. Here, ons sê vir u baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir u goedheid, vir reën wat val, vir 'n herfsblare wat val. Ja, Here, die winter is op pad en ons sien nie uit daarna nie. Maar baie dankie dat u goed is vir ons en ek wil bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, dat u elkeen sal aanraak. Dankie ook dat ons u woord het om uit te lees. En help ons ook nou waar ons uit die woord gaan lees. Amen. Psalm 31 vanaf vers 1 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. By u, Here, skuil ek, laat my nie vir altyd beskaamd staan nie, bevry my deur u geregtigheid. Draai u oor na my, red my gou, wees 'n rotsvesting vir my, 'n bergskuiling tot my redding. Want u is my rotsvesting en my bergskuiling, en terwille van u naam moet u my lei en begelei. Laat my loskom uit die vangnet wat hulle vir my gespan het. U is immers my toevlug. In u hand gee ek my gees oor. U het my bevry, Here, troue God. Ek het 'n weerstand in mense wat nietige afgode aanhang. Maar ek, op die Here vertrou ek. Ek wil juig en vreugde vind in die troue liefde. Dat u my ellende raak gesien het, bewus was van die benouenis van my lewe. My nie oorgelewer het in die hand van die vyand, maar my voete op 'n ruim plek laat staan het. Wees my genadig, Here, want ek is benoud. My oë is dik geswel van verdriet, my siel en liggaam. Ja, my lewe kwyn weg van kommer en my lewensjare met 'n gesig. My kragte gee mee onder my sondelas en my ledemate swel op. Ek het 'n bespotting geword oor al my teenstanders, veral by my bure. Ja, verskrikking vir my kennisse, wie my op straat sien, vlug van my af weg. Ek is vergeet uit die hart soos iemand wat dood is. Ek word soos 'n gebreekte kleipot, want ek het kwaadpratery van baie gehoor. Verskrikking aan alle kante, wanneer dit my saamspan beplan hulle om my lewe te neem. Maar ek, op u, Here, vertrou ek. Ek sê, u is my God, my tye is in u hand. Red my die hand van my vyande, van hulle wat my agtervolg. Laat u aangesig oor die diensknegt skyn. Verlos my in die troue liefde. Here, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep na u. Laat die goddeloses beskaamd staan, laat hulle die doodryk stil binne gaan. Laat die bedrieglike lippe swyg, hulle wat uit die hoogte en met minagting onbeskaamd oor die regverdiges praat. Hoe groot is u goedheid, wat u bewaar vir die wat vir u ontzag het. Wat u voorberei vir die wat by u skuil, terwyl die mense toekyk. U verberg hulle in die beskutting van u teenwoordigheid en die sameswering van mense teen tooskiedige tonge steek u hulle weg in die skuiling. Die Here moet geprys word, want in 'n beleerde stad het hy sy troue liefde wonderbaarlik aan my bewys. Maar ek het in my angstigheid gedink ek is afgesny weg uit die gesigsveld. Nogtans het u my smeekgebed gehoor toe ek na u om hulp geroep het. Julle moet die Here lief hê, almal wat in hom getrou is. Die Here hou betroubaar is veilig, maar vergeld tot die uiterste die wat hoogmoedig optree.
Wees sterk in 'n moed, julle almal wat julle hoop op die Here vestig. Ek lees net tot daar. Ons skryf eintlik baie min briewe. En ek dink is amper net op skool waar daar nog opstelle geskryf word. Maar ons almal onthou van opstelle. En as ek nou vir jou sê, jy moet 'n opstel skryf vir oggend, maar jy moet die opstel skryf soos 'n ware gebeurtenis. Jy moet van iets vertel, van iets wat jy oorgekom het, iets wat jy beleef het. Vir Dawid was dit nie 'n probleem nie. Ek veronderstel hy het sommer dadelik begin skryf. En hy het Psalm 31 geskryf. Maar hy skryf hierdie opstel eintlik in 'n gebedsvorm, as 'n gebed tot God. Maar Dawid skryf nie net oor een ervaring nie. Hy het 2 vertellings. Die eerste vertelling sien ons vers 2 tot 9, en die tweede vertelling van vers 10 tot 25. Maar albei hierdie vertellings volg presies dieselfde patroon. Hy skryf van die nood waarin hy is. Hy is in 'n erge nood. Hy sien nie uitkoms nie. Hy sê nie watter nood dit is nie. Maar hy skryf van vangnette, van die vyand wat planne maak om hom dood te maak, verwerping, spot, sy krag geknak het, sy buurman wat nie van hom hou nie. Maar dan skryf hy in al 2 die vertellings dat hy in sy nood na die Here geroep het om uitkoms. Dawid vra die Here, red my, bevry my. Hy skryf, ek vertrou op U. Here, verskyn tot my redding. En ons doen dit ook dikwels. Ons het daai uitdrukking wat sê, nood leer bid. Ons het tannie wat op haar siekbed lê gesê het vir my, as jy op jou rug lê, kyk jy op na die hemel. Nou, dat Dawid in sy nood na die Here roep, is nie verkeerd nie. En dat ek en jy dieselfde doen, is ook nie verkeerd nie. Om God in nood aan te roep, is 'n geloofsverklaring. Dit is 'n geloofsbelydenis. Dit erken jou afhanklikheid van die Here. Dit is 'n bewys dat jou verwagting, jou hoop by die Here lê. Dat jy die Here vertrou in jou nood en weet hy gaan uitkoms gee. Natuurlik kan ons in nood na die Here toe vlug. Om Dawid se woorde te gebruik, ons kan die Here smeek om uitkoms. Maar die probleem is baie keer dat dit is net wat ons doen. Dit is al wat ons doen. Wanneer die pop op die venster, ek met respek gesê, dan hardloop ons na die Here toe. Ons maak van die Here tipe van 'n noodwiel. Ek weet hy is in my kattebak. En ek weet hy is daar om te gebruik wanneer ek hom nodig het. Maar andersins steur ek my nie aan hom nie. Vergeet partykeer om homself te pomp. En daarom sien ons dat in Dawid se gebedslewe het meer as net gebed en nood bestaan. Hy eindig al 2 hierdie gebede deur eer te gee aan die Here vir sy redding. Hy gebruik woorde soos, U sal voortgaan om my te lei, U het my vrygemaak, ek vertrou op die Here, my tye is in U hande, hoe groot is U goedheid, aan die Here kom die lof toe. Hy maak die Here groot heeltyd. Dawid se opstel wys, sy lewe is deurspek van woorde wat getuig van die rol wat gebed in sy lewe gespeel het. Ons sien dat gebed 'n integrale rol in Dawid se geloofslewe speel.
Dit wys hoe hy die Here vertrou het. Gebed behoort 'n onmisbare lewe, onmisbare deel van ons lewe te wees. En kommentators skryf, gebed is deel van jou geloofsmondering. En hy haal Efesiërs 6 vers 18 aan wat sê, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam, bid geduldig. En ons sien ook wat 'n rol het gebed in Jesus se lewe gespeel. As hy deur die duiwel versoek word, gaan hy bid. Voordat hy vir Lazarus uit die dood uit opwek, bid hy, Vader, ek dank U dat U my verhoor. Voordat hy die brood breek, om hom te vermeerder, het hy opgekyk en na die Here gedank. Nadat hy die brood uitgedeel het, en almal klaar geëet het, het hy sy disippels op die see van Galilea gesit en hulle weggestuur, en hy het alleen gaan bid. In Jesus se grootste oomblikke van nood bid hy, en hy doen dit veral in Getsemane. Getsemane bid hy, Vader, as dit U wil is, neem tog hierdie lydensbeker van my al weg. Nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. En dan, sy laaste kruiswoord, Psalm 31 vers 6. In U hande gee ek my lewe oor. In sy getuienis in Psalm 31 laat Dawid ons met die vraag, speel gebed dieselfde rol in jou lewe as in Dawid se lewe? Is gebed onopbeurlik deel van jou geloofsmondering? Soos iemand dit stel, is jou lewe sout with prayer. Deurdrink in gebed. William Temple sê, when I pray, coincidence happen. When I don't, coincidence doesn't happen. Jy sien, gebed is ons grondslag. Dit is ons voedingsbron. Paulus sê, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. En nou wil ek jou vra, hoekom bid jy? Hoekom bid jy? Ons sien hier, Dawid sê, ek bid sodat ek my vyande kan verslaan. Ek bid sodat ek verder kan koning wees. Maar, vers 2 skryf hy ook, terwille van U naam sal U voorgaan my lei, terwille van U naam. Jy sien, vir Dawid gaan dit eintlik nie om homself nie, maar dit gaan om God. Dit gaan oor God se koninkryk en dit gaan oor die verheerliking van God. En so baie keer gaan dit in ons gebede om ek, me, myself and I. Nou, dit is nie verkeerd om so te bid nie. Dit is nie verkeerd om vir dinge te bid en vir mense naby jou nie. Ja, die Here het gesê, ons kan bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar, hy het ook gesê, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Psalm 31 vers 6 was in die Rabynse literatuur, in die hande gee ek my lewe oor, as 'n kort aandgebed voorgeskryf. Kinders moes hierdie gebed bid, voor hulle gaan slaap het. En dit was ook aanbeveel vir elke Israeliet, en mag hierdie woorde ook wees wat jy bid. In U hande gee ek my lewe oor. Nie net as ons gaan slaap nie, maar as ons opstaan. Hier is 'n aandgebed. Maar toe gebeur daar iets wonderbaarliks. Iets wat ons oor 2 weke vier. Hy het wakker geword. Hy het opgestaan uit die dood.
Hy het sy lewe vir die Here gegee. En die Here het hom sy lewe teruggegee. Hy het opgestaan, sodat ook vir jou en vir my 'n opstanding kan wees. 'n Opstanding uit die dood as ons sterf. 'n Opstanding tot die ewige lewe.